115th Bathurst show returned to the stage from 3 to 6 April, hosting exhibitors from across the Eastern Cape. The show, which is known to appeal to a wide audience, encompassed an all-inclusive program, which mainly centered around horse riding classes, a goat show and boer goat auction, an elite fat stock auction, poultry on show, an online wildlife auction, and an exhibition of pineapples of various varieties, shapes and sizes. Plaas Media's Karen Venter attended this event and spoke to a few role players. Now. 19, 18, for the 18, 19, 19, beautiful. 19, 46, 19, 19, 20. Ons gesels hier by die inheemse bokke of veldbokke eerder. En ons het vir Sinay wat vir ons 'n klein bietjie meer daarvan gaan vertel. Sinay, wat het ons hier agter ons? Ja, so ons het 'n bietjie hier van die Cape blokjes en boesies en dan as jy enige verdere inligting wil hê, kan jy dan Google sommer net IBG of inheemse veldbokgenootskap, Indigenous Veldgoat Society intik en jy kan enige tyd met ons dan daar kontak maak. Daar lê nog baie aktiwiteite voor vandag. Daar is 'n skaapbond demonstrasie, daar's perde. Neil, wat het ons nog? Ja, baie goed, dit is baie goed. Ons zullen wel weer met julle hier aan dit is te veel om te sê. Daar het julle dit. Okay, my name is Naomi Balcom and we are here at the Bathurst Show in Bathurst. It's one of the oldest shows in the country and I've been selling my plants here every year for the last few years. I live in Bathurst and it really is a great place to be. I've got a variety of herbs, also propagated from cuttings and seeds. I've got plectranthus and some pawpaw trees, some custard apples, tree tomatoes, also known as tamarillos, clivia, and as you can see, some lavender and some aloes, which survive in the Eastern Cape. Very nice. So some of them are Eastern Cape thickets plants, which are indigenous biome in this area, which is as precious as fynbos because it's incredibly diverse. And some of them are medicinals, your traditional medicinal plants. Hartlike goeiemôre aan almal. My naam is Henny Haasbroek. Ek kom van George af in die Weskaap. En ek is 'n beoordelaar van Skou Pluimvee, geakkrediteerde beoordelaar van die Suid-Afrikaanse Skou Pluimvee organisasie. So ek is basies 'n spesialis harde veer beoordelaar, so alle harde veer rasse kan ek dan beoordeel. So hier by Bathurst, dit is nou die eerste keer in my lewe wat ek by Bathurst kom en wat ek deurgestap het, so ver regtig 'n indrukwekkende landbouskou. Pragtige klomp diere van hoenders af regdeur tot by groot diere, beeste en skape, perde en also aan wat ek so vandag sien. As ons kyk na die hoenders, die kwaliteit van die hoenders lyk vir my nou nogals baie goed. Die kompetisie lyk vir my gaan redelik straf wees, so ons gaan begin. Groot verskeidenheid van hoenders. Ek dink hier is oor die 500 hoenders wat hierdie spesifieke skou een van die grootste, indien nie die grootste landbouskou van pluimvee is in Suid-Afrika basies. So dit is regtig 'n baie groot skou en mense wat in die omgewing is kan regtig na die hoender uitstalling kom kyk. Julle gaan definitief nie spyt wees en dit lyk regtig baie goed. Hi, I'm Jeremy McLaughlin. I work for Hobson & Co. We're holding the show sale here at Bathurst Show today at 1 o'clock. We've got a whole selection of cattle, A grades, there are 20 of them. There's some big oxen, there are 13 very big oxen. And we've got a few trade oxen as well coming in, plus fat cows from everyone. So it's going to be a great day. There's fierce competition. The guys have really put some very, very good quality cattle together.
and there's going to be very good competition. We're going to hold a sale there today. There'll be lots of people, and come and join us at 1 o'clock, and we'll kick off a spectacular sale. Thank you. Môre, ek is Johan de Pre van Hobson & Co. Ons gaan vandag hier ons groot osse beboord te lewe by Bathurst Co. En net vir 'n idee te gee waarna ons kyk. Dis nie altyd noodwendig die swaarste os nie, maar wel die os met die beste informasie. Die breedte, ons kyk ook na potensiële uitslagpersentasie van die os, so dat as jy os sê maar 1000 kg weeg, dat hy dan by 60-62% sal uitslag. So ons kyk gewoonlik aan die breedte van die os, toplyn. Hy moet kan kwalifiseer om sy vetgraad, dat moet dan meer as 'n C2 uit kan uitslag. En dan dis basies van ons kyk na die konfirmasie is ons die belangrikste en uitslagpersentasie daarvan. En dat hy wel vet genoeg is om te kwalifiseer vir die kompetisie. Goeiemôre, ek is Justin Leroux van JLR Abattoir, Gramstad. Ek is hier so by die skou vandag en ek gaan net vir julle verduidelik min of meer wat se snitte julle uit die bees uitkry. En ja, net vir 'n bietjie interessantheid en dan vir almal wat daar buite is, geniet dit. Dankie. Okay, so daar waar daai stukkie gras nou is waar die brandmerk is, wat julle kan sien, dit is so te sê jou hele ramp kom daar uit. En dan net bo kan die ramp net so waar daai knoppie is nou waar daai bietjie te mekaar hare is daar. Dis nou jou sirloin en jou T-bones kom uit daai deel uit. En natuurlik nou as jy jou sirloin uitgehaal het, onder dit is wat van die binnekant van die maag is waar jou fillet lê. So hulle haal die fillet uit, dan word dit 'n sirloin of dit bly in en dit word 'n T-bone. En hier onder aan die onderkant waar hy nou lê, so te sê aan die onderkant en daai kant is nou waar jou wat hulle noem jou thick flank en jou silver side en jou top side vir jou biltonge. En ja, en dan kry jy jou voorkwart bo en dis maar gewoonlik jou nek en ja, jou boulo kom nou aan die agterkant uit en jou lies is aan die ander kant. So dis maar al die snitte wat jy uit 'n bees uit kry.